Goeiemôre, jy nog maar sit. Voor ons wegspring, as ek gevra, ek wil net vra, het almal in 'n nagmaal challenge gekry. Hy nagmaal met jy sukkel om op te maak. Enig iemand wat nie gekry het nie. Hulle beloof, ek het nie voor, maar ek het nie switch. Ek het nie nagmaal. Maar so jy voor en so. Die verantwoordelikheid moet dit iets vir my bring asseblief. Dankie. Nou, ek moet vir almal sê, groete uit Goedwoudheid. En almal daar sal sê, ek moet vir julle sê, voorspoedige nuwe jaar. En ons glo vas dat 2026 'n beter jaar gaan wees as 2025. Ek wil vir julle regtig sê dat jy kan op YouTube na Pastoor Gerald se nuwejaarsboodskap gaan kyk. Man, hy het hier gepraat. Gaan kyk dan na. Dit sal vir jou stig vir die nuwe jaar. Dan wil ek ook vir julle sê, so in die middel van Desember, die wat die hoogsbetaalde vakansiegangers is, wat nie hier was nie. Pastoor Gerry was hier, hy het gepraat oor God se beloftes. En dit was toe ek verlede naweek het hy by ons ook gepraat oor die beloftes, ja. So 'n week terug. Het hy by ons gepreek in Goedwoud ook oor die beloftes. En daarna het Pastoor Gerald vir my geloer. En ek het baie vinnig aan die gang geraak, want ek is 'n skrywer ook, ek skryf boeke. En het ons vinnig 'n boek uitgebring, 1095 beloftes van God. En ek het hom vir Pastoor Japie gestuur. Hy is gratis en verniet, jy kan hom uitdruk as jy hom wil uitdruk, of jy kan hom net so op jou foon stoor. En ek het hom so opgedeel, dat elke dag is daar 3 versies, wat jy moet behandel, met jouself. En as ek vir jou kan aanraai, ek gaan dit vanoggend ook hoor, nie op hierdie ding nie, kry vir jou 'n Bybel, kry vir jou highlighters en koutjies en dinpenne en 'n boek en skryf en trek strepe, want dit is hoe jy betrokke is by God. En werk hierdie goed deur. Ek trek nou dag 3 en ongelooflik as 'n ou gaan kyk na die beloftes wat God gee. En dit is presies vanoggend, wat Sylvia gesê het, ons moet staan op God se beloftes. Dit is baie belangrik. So kry die boekie, werk hom lekker deur en ek sê ook al binne hoe jy hom moet gebruik. En ek skryf 'n bietjie hoe die ding daar gekom het. En ek hoop jy geniet hom. Want ek moet vir julle sê, toe kom by mekaar gesit, dit is iets ongeloofliks. Jy baie wonder seker wie wat ek is. Ek is nie so lank by Vriend van God nie. Ons is ou OM'ers, operasie mobilisasie. Ek was vir 'n klompie jare, was ek een van die leiers gewees by operasie mobilisasie in Suid-Afrika. En het ons daar bo in die noorde van die land in Limpopo onder die Reënkoningin se mense gewerk. En ons het 'n sendingstasie daar bedien. En ons is 'n klomp manne in OM wat se kinders so ewe oud is. En ons het gesê ons gaan vaskom sodat die kinders net by die skool kan gaan. En ons jongste het verlede jaar, jaar voor verlede jaar, ja, 2024 het hy graad 12 daag gemaak. En in 2024 het ons vir die Here begin te gesels oor wat is die volgende hoofstuk in ons lewe. En hy het met my gepraat oor Joppe. Nou Joppe is 'n hawestad. En die mooiste hawestad seker in Suid-Afrika is Kaapstad. So ons het geweet, ons moet hierdie kant toe kom. En in 2024 het ek en Cora alles weggegee. Alles. Ons het die 1 Februarie het ons in Kaapstad in Middelgaal aangekom met 2 tasse. En dis 'n storie op sy eie selfs daai. En die tweede naweek toe sit ons in die NG Kerk in Bothaville en ek het vir die Here gevra om ons my woord gee, want ons weet nie regtig wat ons hier maak nie. Ons het geweet die Here sê vir ons gaan met pastore werk en ons gaan hulle bedien en ons gaan hulle inspireer en saam met hulle pad stap, maar ons het nie regtig geweet wat en waar en hoe en so aan. En
daai oggend preek Dominee Gustaf uit Lukas 24 uit. En daar sê die Here vir my van Jerusalem. Ek sê vir hom, luister, Jerusalem is nie, dit is doelver. En soos en so, laat van die Gees het in my. Net so Jerusalem die moederstad is vir die Jode, vir Israel. So is Kaapstad, Suid-Afrika se moederstad. En toe weet ons op die regte plek. En tyd het verloop. Here het vir my gesê, bly stil, sit stil. En het my voorberei, moeilik om dit vir my te sê. En Augustus maand, toe het ek met die Vriend van God begin, en ek hanteer die sendingkomponent by Vriend van God. So ek werk met die internasionale manne, en dit nog wel ons eie is ook 'n challenge, en so die Here se woord ook waar geword het. Ons gaan met pastore werk, en moet ek vir julle sê, was die ding maar gewees dat die manne klaar, dat hulle nie die ouens altyd in hande kry nie, en ek het besluit ek moet opoffer, sodat ek elke keer met hulle 7:00 in die oggend kan praat, hulle tyd. En dit maak het nogal moeilik, want dit beteken ek moet 12:30 op 'n maandagoggend opstaan, want 1:00 dan praat ek met pastoor Onkie in Bali, dan sit 7:00 die oggend by hom. En dan praat ek met pastoor Toen in Myanmar, en na hom praat ek met pastoor Paul, julle het hom al ontmoet van India, en dan sit pastoor Marcus in Pakistan, en dan so 'n bietjie later in die oggend, dan praat ek met Zambia, met altyd die pastore in Zambia, dan doen ek Malawi, daar teksels vir mekaar, en pastoor Jimmy is doof, en dan praat ek met pastoor John in die DRK, en dan 10:00 die oggend, dan praat ek met pastoor Wandai in Ethiopië. Dan is maandagoggend se telefoongesprekke eers klaar. Maar ek kan gaan kantoor toe. En dan werk ons. En die beste van alles is 4:00 die môre gaan praat ek met Amerika. En want dan sit so 7:00 die oggend by hulle. En dan baie keer, want ons vernoot in Amerika, daai vrou kan praat oor. Ja, 10:30 party aan, en dan sê ek vir Rochelle, ek gaan nou gaan slaap, los my. So dit raak partykeer lank daar, maar ek geniet wat ek doen, en dit is lekker. So dit is my rol binne in die Vriend van God, en ek is baie afgekondig, ek sê, want ek het baie. Ons gaan baie goed doen hierdie jaar. Ek julle nou sê, daar is in Maart 'n groot internasionale konferensie. Ons bring van daai manne hiernatoe, hulle gaan ook met julle kom kuier hier. Daar's 'n besigheidsontbyt wat hier gaan gebeur. Ons gaan met die Connect groepe kom praat. En dan een van ons groot drywe hierdie jaar. Ons gaan geld bymekaar maak vir Bybels. Vir dowe mense. Wat min mense weet is dat per capita het Malawi die grootste dowe gemeenskap in die wêreld. Die Joshua projek reken ons tussen 100 tot 250.000 dowe mense in Malawi. Dis ongelooflik. En die Here het beskik dat Vriend van God het 'n kampus daar, 'n dowe kampus. En ek het met Bybelgenootskap gesels, Bybellys. Dit kos R480 vir 'n spesiale Bybel vir 'n dowe mens. Nou, dit klink dalk nie baie geld nie. Maar as jy in 'n land is waar die gemiddelde inkomste per maand R720 is, dan is R480 baie. So ons wil Bybels bymekaar maak hierdie jaar, en dan gaan ons, wie ook al wil saam gaan, Desember maand, dan laai ons die bakkies, vang die karavane en die tente, en ons gaan ry. Ons gaan eers Malawi toe, ons gaan aflaai van Malawi na Zambia toe, en dan kom ons terug, dan is ook 'n dowe gemeenskap in Namibië wat ons wil by aandoen, en dan kom ons terug Kaap toe. So as jy wil saam gaan, moet jy nou al jou tikkies begin te spaar. Kry vir jou 'n blikkie en gooi hulle daarin. So dit gaan regtig 'n besige jaar wees. En dan, as jy wil vakansie hou, ons het vir jou gratis akkommodasie. Verniet. Ons tot vir jou transport, 2 motorbikes, jy kan hulle vat en jy kan ry. Jy moet net jou vliegtuigkaartjie betaal. Ons het vir jou verniet akkommodasie in India. Jy kan daar met pastoor Paul gaan kuier, en onder die Dalits gaan werk.
het iets beleef. En onthou, gaan lees 'n bietjie Handelinge 1 vers 8. Hy sê ons moet almal wat lees. Witnesses. En waar sê hy? In jou Jerusalem. Ek het dit uitvind, as skryf jy dan Mansbury. En dan sê hy, jy moet gaan na, as jy volgende een, die omgewing rondom jou bure. Van Goedhoede weet ek geen hulle werk hier so met die tronk byvoorbeeld, hulle werk 'n paar ander plekke, so hulle is besig in hulle Judea. En dan Samaria. Samaria is daai ouens wat jy nie like nie. Hulle partykeer bly hulle hier so in die onderdorp. Waar word nie dieselfde taal as jy praat nie. As jy wil, Julie, of nee, is einde Julie, gaan ons so uitreik doen. Ons gaan na pastoor Timothy en die Palabora. Ons gaan 'n bietjie daarby Silwane kuier. So as jy daai cross-cultural ding wil doen, gaan saam met ons, soos jy die inligting deurgee. En dan natuurlik die uithoeke van die wêreld. En bitter min mense weet, ons is nog nie in 16 lande nie, maar ons merk so toe. Maar 10 van ons lande is wat hulle noem rooi lande. Dis lande waar iemand sal gebore word en doodgaan en het nooit die naam van Jesus gehoor nie. Dis belangrik dat ons in daai lande is. As jy na ons lande gaan kyk, bly daar 5.7 biljoen mense. En 5.6 biljoen het nog nie van Jesus gehoor nie. En dis ek of jy wil sê, neem my op die offer. Ons het jou gratis akkommodasie in India. India op die stadium sit so met ek dink 1.65 biljoen mense wat nog nie vir Jesus ken nie. So raak betrokke. Nou, ons kom af met 'n nuwe jaar. En ons tema vir Januarie maand is die krag van 'n biddende lewe. En ek gaan vandag met jou praat oor, kom ons praat net met God. En gaan ek vir jou 'n gameplan gee vir 2026. Dis waar ons werk vanoggend. Almal het altyd goeie voornemens. En dit het al klaar gesneeuw, want ek hoor die manne sê, luister, ons kan nie oor 'n naweek begin nie, kom ons begin maandag, is die 5de, ons sal die 5de begin. So die eerste nuwejaarsvoornemens op klaar getyd. Maar ek gaan vir jou 'n gameplan gee vir 2026, wat belangrik is. Want jy kan maar met enige rugbyspeler gaan praat. Hulle sit vir ure en bestudeer videomateriaal om na die oppositie te kyk. En daai om sy gameplan te verstaan. En dan werk hulle eie gameplan uit. En ek gaan vandag vir jou ook die duiwelse gameplan wys. Want as jy sy gameplan ken, kan jy jou na uitwerk. En dit is belangrik. So, vandag gaan jy 'n bietjie met my, ek hoop nie, enig iemand 'n skaap hou in die oond of 'n hoender of so, ek vra nou al om verskoning, hy gaan brand hoor. Jy gaan vandag KFC gaan eet. Nou, vandag gaan ek net oor 3 baie belangrike aspekte gesels rondom gebedslewe. Wat ek kan oor hierdie onderwerp vir 'n jaar preek. Maar ek wil net 3 belangrike punte uitlig. Heel eerste waarna ons gaan kyk, is waaroor gaan gebed reg? En daar is baie belangrik. Die volgende een, hoekom maak gebed saak? Baie mense vra, maar hoekom? Ons gaan kyk daarna vandag. En dan die laaste, wat is die plan met gebed? Daai is die 3 dinge wat ons gaan dek vanmôre. En ek hoop, as ons hierdie goed deurgepraat het, gaan jy beter verstaan. Jy gaan ook sien, vanoggend gaan ek uit die boodskap Bybel uitwerk. Dit is nie die beste studie Bybel nie. Dis ook nie die beste transliterêre Bybel nie. Maar wat ek hou van die boodskap, is hy verduidelik die konsep
in simpel Afrikaans. En dit is my vandag belangrik dat jy die konsep verstaan wat ek vir jou wil tuisbring rondom gebed. Ek wil hê jy moet jy kan uitloop en jy moet iets in jou hart kan hê wat ons verder kan vat. Nou, heel eerste gaan ons kyk waaroor gaan gebed regtig. Ons grootste probleem vandag in die kerk is dat ons het een funksie van die vyfvoudige bediening gevat en ons het hom groot gemaak en ons het hom in die universiteite gaan sit en ons dink dit is wat kerk is. En ons het presies dieselfde gedoen met gebed. Ons het iets van gebed gaan maak wat gebed glad nie is nie. Daar is duisende boeke geskryf oor gebed. En elke ou glo dat dit wat hy skryf is die alfa en omega rondom gebed. Daar is akronieme uitgewerk en maniere van hoe jy moet bid en jy moet eers dit doen en dan gaan jy na hierdie toe en dan na daai toe. Dis nie wat gebed is nie. Glad nie. Glad nie. Ek wil hê ons moet gaan kyk na Filippense 4 vers 6 in die boodskap. Hy sê moenie oor dinge sit en top of jou bekommer nie. Gaan praat met God daaroor. Bespreek dit met hom. Vertel hoe jy daaroor voel. Sê dan vir hom dankie dat jy met hom daaroor kan praat en dat hy die beste weet. Jy sal dan verlig en tevrede voel. Jy sal hierdie verligte gevoel nie altyd kan verklaar of wetenskaplik kan uitlei nie. Omdat jy egter weet dat jy aan Jesus behoort, sal jy nie meer ongekrap voel nie. Mense, gebed is niks anders as om met God te praat nie. As my seun die 3de of die 4de keer kom, o pa, jy is so fantasties en jy is so, dan gaan ek hom 'n warm klap gee, so 'n vyfvoudige bediening gee wat ek weet. Ek weet ek is my ma se mooiste seun. Ek hoef dit nie elke dag te hoor nie. Maar ek wil hoor wat pla, wat is in sy hart. En dis waaroor gebed regtig gaan. Is om voor die Here te kom en sê, Here, hier staan ek. Ek sukkel so 'n bietjie. Help. En gaan julle net eens sien, dat wanneer jy met hom praat, dan hoor hy. Ons hoor partykeer net nie so lekker nie, want ons dink ons het 2 monde in 1 oor. Want ons sê, amen, en dan staan ons op en dan loop ons. Ons gee nog die Here kans om met ons te praat. Jesus kom, hy sê, gee my nie alleen los nie. Ek stuur vir julle die Gees, om julle te lei, in die absolute waarheid. So wanneer ons 'n vraag vra, is die Gees daar om te antwoord. Ons gee hom net nie altyd die kans nie. En daarom moet ek vir jou sê, ek het 'n ding wat ek noem my God checkbook. Weet ouens sê partykeer, ja, die moslems is so fantasties, want hulle bid 5 keer 'n dag. As dit jou gevoel is, het ek 'n bekommernis oor jou. Want ek en jy moet meer as 5 keer 'n dag met julle praat. En is hartseer. Ek gaan in die kerkgenootskap se naam noem nie, maar 'n klompie jare terug, het hulle 'n groot jaarlikse vergadering gehad en daar was duisende predikers. En hulle het net so voor middagete sê vir hulle vir die manne, luister, daar in julle pakkie goed het ons julle gegee, dit is so 'n klein papiertjie. En daar boop staan gebedtyd en dan 'n streepie. Ons wil hê jy moet daar inskryf hoeveel tyd spandeer jy as 'n prediker op gebed elke dag. En dan doen die daar's bokse met die weer. En nou is dit gedoen, dan middagete eet. En na middagete toe kom hulle terug, toe sê hulle, right, ons het hierdie goed gevat, ons het dit weer gewerk, ons het gehou 'n skool gemaak. Toe spandeer predikante gemiddeld 5 minute 'n dag aan gebed. Dis nie tyd nie, mense. Dis hoe ons daar staan waar ons staan. Ons is nie hierdie kontinent wat die Here so doen nie. Vra my, as jy in Ooi was en hulle het iemand gesoek om oor Afrika te praat,
het in hierdie ronde se knoppie gedruk. 53% op hierdie stadium van Afrika is moslim. En hulle kom af. Ek wil vir jou sê, in die flats sal jy vir mekaar aan kry. Jy sal ISIS hulle kry. Hulle is hier. Ek het die papiere by hande gehou. Hulle sien Afrika as hulle oplossing. Hulle gaan vir ons tackle. En onthou, ons het vanoggend oor gesels, 'n kerk wat nie bid nie, is 'n dooie kerk. So, baie belangrik om te weet, gaan praat met God. As jy gaan kyk in Spreuke 3 vers 5 tot 6, sê die blye boodskap vir jou, dit baie maklik, hy sê, kom vertel my wat jy wil doen, dan gaan ek vir jou wys hoe ek jou gaan help. Maar ons praat nie genoeg met die Here nie. En kom ek sê vir julle, dit werk. So sit ek eendag op 'n klip, baie kere maak ek besluite sonder om julle te raadpleeg. Na die tyd dan sê julle, ek het 'n groot hap gehad. Jy moet help. Na bo staan 'n sendingstasie uit 'n skool, daar so 500 kinders in 'n skool onder die Leenkoningin. Die heilige Leenkoningin het 'n laerskool daar ook in daai skool gedoen voor sy hoërskool toe is. En ons hoop dit wat ons nou belê het, dat sy al die hekserry sal afsterwe. Want as sy draai, sy is die hoofheks van Afrika, dan draai Afrika. So ons hoop en bid regtig dat God dit sal doen. Maar laat ek op 'n klip gaan sit en sê, Here, U weet. U weet ons het geld nodig om hierdie plek voor U te vat. 10 jaar later stap ek en Cora weg en kan ons sê, staan daar 14 miljoen rand se water. Is nie 'n sent opgeskuld nie. God het voorsien. So, hy luister as jy vra. Enige iemand wat like van specials by Checkers, daai koop 2 kry 1 verniet. Enige iemand wat dit like? Hier staan die oorsaak daarvan. Ek, daai vrou van my is die oorsaak van daai die wat elke jaar nou gebeur. Ons het in so 'n klein huisie gebly in Sekunda en 4 uur die oggend, die koskaste is leeg en bid, ek sê, Here, jy het vir my vrou en kinders gegee as 'n geskenk. Jy moet voorsiening maak. 8 uur. Het klop aan die deur. En die bel van my is nou dood. Maar Johan Vry stop 2.500 rand te maand. Hy sê, dit is vir jou. As jy die geld het, is 2.500 rand baie. So sit ek en Cora en maak ons 'n lysie. En sy sê vir my, luister, ons moet nog 500 rand se krag koop. En dit is die deal met die Baptistenkerk. Ons kry die huis verniet, die water verniet, maar ons moet kraggeld betaal. Sit dit in een kant. Sy sê, jy moet 200 rand hou vir petrol. En dis die ander ding, nee. Ons het nie 'n kar gehad, maar iemand leen vir ons 'n kar. Nie 'n skoro nie, 'n X5 BMW. So ons het 200 rand op die BMW in te gooi, en dat ons op kan volmaak. En so tussen 1800 oor om te gaan shopping doen. Ons maak ons lysie. En ek bid en ek sê, Here, met 1800 rand kom jy nie baie nie vandag, leer kom vir die potgieters. Ek was in Checkers instap, dis die eerste keer wat Checkers hierdie dinge het van koop 2 en kry 2 verniet en al daai goede. En dit is waar het begin het. En so loop ons daar in die winkel en ek het, toe ons parkeer het so onder dak, toe sê ek vir die Here, luister man, ek wil net vir hierdie kar wag, al is dit net so 4 rand gee, sal dit dan nice wees. En nou loop ek en sê ek die trolley, nou toe sê die calculator, nee, so het alles mooi uit, baie geld nie. En elke keer as jy die draai vat, as jy die calculator weer mekaar. Ek sê in ander geval, man, die hel moet jy die Chinese calculator. Ons op nou. En kyk, een singular, baie brand concerts, ons koop net Haas brands en specials. Dis wat ons doen. Maar so is op ek en sê, die trolley staan aan die ander hand so. En ons kom wel aan met die kassier en sy sê vir my, dink jy ons het genoeg geld? Ek sê, die Here gaan voorsien, Jezus sê. En ons staan nou, julle sal weet wat kost so 'n trolley. Sy lei hom op 1796 rand. Ek het my 4 rand vir die kar wag. Praat met die Here, hy luister. Die volgende ding wat ek met jou wil vasmaak, is,
Hoekom maak gebed saak? Ek het 'n bietjie met julle gedeel, weet in my lewe, hoe die Here dit kan doen. Maar, ek wil ons wat gaan kyk, na wat is in die Bybel. Wie is altyd vol blydskap? Praat met die Here elke keer as jy die kans het. Moet dit nie net 'n oggendding maak nie. Of in die aand maak, as jy gaan slaap nie. Dit werk nie hoor. Meestal wat ek mee praat, wat gaan bid as op die bed en raak in slaap. En dan vraag ek wat, dink jy die sonde? Is nie sonde nie, maar eers wat? As jy met iemand 'n verhouding het, kan jy dink, hy raak so net in die slaap terwyl jy nog praat. Gelukkig Kola weet, jy praat nie met ons soos my toe van nie, my kop genoeg kussing toe, dan slaap ek al, so is hy nie al. Maar jy moet nie dit doen nie, praat met die Here gereeld. Moet nooit moeg word om te bid nie. Hy hoor. In alles, hy hoor. Sy tyd is partykeer nie ons tyd nie. As ek net nog doodgaan, wil ek so despet saamvat, ek wil net vir die Here wys hoe werk 31 dae maand. Want hy weet nie, hy verstaan dit altyd nie. Maar pragtig, partykeer is dit bietjie moeilik. Wees heeltyd dankbaar teenoor God. Wat ook al met julle gebeur. Elke keer as jy bid, moet jy weet, gaan dit nie elke keer 100% uitkom, soos wat jy dit wil hê nie. En vir ons die beste bewys in dit, is Jesus wat in die tuin was. Hy bid, hy sê, Vader, yes man, as ek my sin kan kry, want ek kan nie op hierdie folderhout gaan hou nie. En as jy my dit kan spaar, sal ek jou ewig dankbaar wees. Maar weet jy wat? Jou wil, nie myne nie. En daai is een van die goed wat ek dink ons seker die grootste fout mee maak. Ons dink ons is in hierdie bargaining power met die Here. Doen jy, dan doen ek. Werk nie so nie. Jy weet, die Here is nie die game om 'n miljonêr te maak nie. Hy is ook nie in die spel om vir jou 'n nuwe rooi Mercedes-Benz te gee nie, of dit in die verdieping te gee nie. Hy seën jou sodat jy 'n seëning kan wees. En dis wat ons vanoggend hier probeer praat het, oor tiende gee. Dis miskien seker eintlik die verkeerde term wat ons gebruik. Want as ons wil argumenteer oor, is dit nou voor of na aftrekkings? Jy weet, 'n party ons gaan vir jou sê, nee, hulle het nou fyn uitgewerk, dis eintlik 13,7%. Kom ons gaan kyk na Johannes, die doper. As jy 2 broeke het, gee 1 weg. As jy 2 borde kos het, gee 1 weg, dis 50%. Jesus staan so lekker in die deur, mense kom ingestap, en daar kom hy outoriteit en sy gooi op 2 pennies en wat sê hy vir die disippels? Sy het alles gegee. Dis 100%. So dit gaan nie oor hoeveel nie. Maar dit gaan oor, ek gee met 'n verblywende hart. En dis die belangrikheid van gebed ook. Dit gaan nie oor ek bid en die Here moet doen nie. Dit gaan oor ek kom staan in die bresse vir ander, vir dinge. En as dit binne U wil is, sal ek dit waardeer. Maar die Here het ons nie gemaak om so groot te wees nie. Hy het ons gemaak om sy job te doen. En hierdie is een van die min gemeentes wat die job eerste sit. Want as jy ons vra, wat is jou visie? Matteus 28. Baie belangrik. Ander kerke saak so goed wat hulle sê. Maar ek dink ons grond en ons fondasie is goed. Die volgende wat ek met jou wil deel, en is hier's waar die kruk gekom. Ek het nou fondasie gelê oor gebed. Nou moet jy begin te kyk. Wat is die plan met gebed? Heel eerste, wanneer jy bid of praat met die Here, is dit gebed. Wanneer ons met God praat.
Dan, wanneer jy Bybel lees, is wanneer God met jou praat. Dit is baie belangrik. En hierdie is twee goed, wat jy vandag moet saam huis toe vat. Wanneer ek praat met God, is dit gebed. En wanneer ek my Bybel lees, praat die Here met my. Wat hoe werk ek? Here, ek sukkel 'n bietjie met hierdie, ek verstaan hierdie nie mooi nie. Wat gebeur? God die Vader sê vir die Heilige Gees, hey, gaan doen jou job. My kind het gevra. Moet hom nou nie 'n storieetjie spin nie, vertel hom die waarheid, want dit is ook nie gestuur is. So wanneer die Here hierdie Gees iets in jou hart lê, en dit skroom nie met hoe jy daaroor voel nie. Hoe jy daaroor voel, en ek sê die prys van alles uit te waai nie, is oor wat die Here vir jou sê. Dit maak dalk op daai oomblik nie vir jou sin nie, maar glo my, dis die waarheid. En daai is baie, baie belangrik. As jy hierdie twee gedeeltes verstaan, dat wanneer ek bid, praat ek met die Here, wanneer ek my Bybel lees, praat die Here met my, moet ek vir jou sê, jou game plan vir 2026 word in hierdie vers vastgelê. Johannes 3, vers 16. Maar ek wil 'n gedeelte hier uitlig. God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Hierdie die kruk, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Elkeen wat in hom glo, sal die ewige lewe beerwe. Nou jy sal dalk wonder, hoekom is dit belangrik om in Jesus te glo? Wat weet julle? Daar is mense vandag wat nie Jesus glo nie. En Jesus sê in sy eie woord, hy wat nie my glo nie, is die antichrist. Ons moet partykeer kyk saam met wie stap ons. Want ons so hy vlaar rond en gaan vreeslik te keer in die kerk oor mense wat nie Jesus herken nie. Ons moet gaan kyk saam met wie loop ons. Maar ek wil vir jou dit in 'n teksvers wys. En dit is Johannes 15 vers 6 en 7. Dit lees ek uit die Nuwe Lewende Vertaling. Wie nie aan my verbind bly nie, word weggegooi soos 'n loot en verdroog. Hulle maak gewoonlik sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Ek kan 'n hele preek oor hierdie ding gee, maar kort, as jy nie betrokke is in Handelinge 1 vers 18, sê ek vandag vir jou by die probleme. Want as jy daar bo aankom, kan jy nou sê, een van jou vrae gaan wees, wat het jy gedoen oor my opdrag? En gaan die Here so 'n stukkie papier uittrek, 'n tickbox exercise, wat almal ken, om te doen dit altyd met die man. En ek gaan vir jou sê, waar was jy in hierdie sin betrokke? Nee, ek was in my plaaslike gemeente Kruit. Wat het jy gedoen in jou Judea? Samaria? En gewoonlik as hy daar kom by die uithoeke, dan sal die meeste ouens hulle koppe sak en begin dit te besoek op diamante soek op die grond. Moenie omkant gevang word nie. Jy moet, anders gaan jy dan deel vorm van hierdie. Want onthou, wat gebeur binne 'n gemeente? Dit maak mense gesond. Wonderwerke gebeur, leer die evangelie. En wat sê Jesus? Ek ken jou nie. So om 'n stoel waarom te sit binne in jou gemeente, sê waarvan God ons geroep het nie. Hy het ons geroep om getuienisse te wees, om sy woord uit te dra. Hy gaan verder hierso. Hy sê, as julle aan my verbind bly. Hoe bly jy in verbinding met jou huweliksmaat? As verhouding. Ons praat met mekaar. As man en vrou nie met mekaar praat, en wat gebeur? In hierdie land 4 jaar later, egskeiding.
So dis hoe ons verbind bly met God. Is deur gebed, deur te praat met hom. Want dit bou die verhouding. Hy gaan verder, hy sê, en my woorde in julle. Hoe bly God se woord in my? Wanneer ek hom lees en bestudeer, en notas maak, en lyne en strepe, en ek het hier gaan werk, en dit my leefwyse word, dis hoe God se woord in my bly. Vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. So, wanneer jy 'n goeie gebedslewe het, en jy tyd met die woord spandeer, kan jy vra net wat jy wil hê, en die Here sal gee. Baie belangrik. Ek wil vandag vir jou die duiwelse gameplan verduidelik. Want jy moet hom verstaan. Nou, een ding moet julle weet, dat die duiwel weet, hy kan nie meer die reisies doen nie. Hy is verslaaf. Hy is platgeslaan. En dit weet hy. En hy weet ons weet. En hy weet God weet. Maar desdien staande is hierdie ou nog steeds baie besig. Want wat doen hy? Hy gaan jou kry om nie in Jesus te glo nie. Dis sy gameplan. Vandag een van die grootste dinge wat gebeur in God se kerk is die bevraagteken van Jesus. Ek praat nie eers van die wêreld daar buite nie. Ek praat van in die kerk. So, dis die duiwel se gameplan. As hy jou net op 'n punt kan bring dat jy nie verhouding het met God nie, wen hy die reisies. Maar die fight het hy verloor. So as hy jou op 'n punt kan bring waar jy nie verhouding met God het nie, met ander woorde, jy nie bid of praat met die Here nie, en nie tyd in die woord spandeer nie, dan wen hy die reisies. Wat ek moet vandag vir julle sê, dat die gemiddelde Christen weet nie wat in die Bybel staan nie. Ons het seker mooi versies wat ons vir mekaar WhatsApp en op Facebook sit. En dit klink tog so fantasties. Ons het eendag, my oudste meisiekind sê vir my, die pa geweet Tarzan se song, ja, dit is Tarzan se song. Kom uit die Bybel uit. Sy sê, lyntjie vir lyntjie. Ek sê nee. Sy sê, kom ek speel dit vir pa. En sy speel dit. En op 'n stadium sê ek wel, wow, daai wat jy nou daar sing, staan nie in die Bybel nie. En die enigste manier hoe ek dit weet, is omdat ek tyd in die woord spandeer. En ek wil nie oorbrek nie, daar sit my vrylike daar vra. Vir 5 jaar het hierdie seun elke oggend 3 uur opgestaan en tot 5 uur. Het ek geskryf en tyd in die woord gespandeer. En dit is nie die einde van die dag nie. Ek in die rooster, ek bid 5 keer 'n dag. Bid vir sienbare goed. En dis hoekom ek kon sê, maar daai staan nie in die Bybel nie. Want ek spandeer tyd in die Bybel. Moenie dink hierdie ding vervang jou Bybel nie. Pastoor Gerald like om te sê ons moet al die apps aflaai. En dit is, al die verskillende vertalings is daar. Dis nice. Maar jy moet nog 'n harde kopie hê om binne jy werk. Want weet jy wat? Ek kan daai app vat wat ou Gerald so baie like. En in 2 sekondes verander ek vir die hele boodskap op binne. Want ek druk 3 knoppies. En ek sê net, Jesus is nie die seun van God nie. En ek sê vandag vir julle sal dink mense gaan sê, ja, maar ons sal dit agterkom. 'n Kennis van ons, hy's 'n AGS predikant in Zalien. Hy het doelbewus gegaan, anders. Hy het teksverse in sy preek verander.
En nie een van sy gemeentelede, nie een van 504 mense daai oggend gesê, hey, hy staan nie in die Bybel nie. En dus die gameplan van die duiwel. En daarom, in jou gameplan, moet Johannes 3 vers 16 wees. Jy moet kom by daai punt wat sê, sodat elkeen wat in God glo, nie verlore gaan nie. Hoe glo jy? Hoe kan ek in jou glo as ek jou nie ken nie? As ek nie tyd met jou spandeer nie, as ek nie weet wie jy is nie, en jy vir my nie, dan kan ek mos in jou glo nie. Ons is so baie lief om daai ding te sê, ek wens vir daai persoon. Hoekom? Want ek ken hom. Ek spandeer tyd met hom. Ek leer hom ken. Dis al hoe kan jy kan glo. So as jy in Jesus wil glo, moet jy tyd uitkoop elke dag en tyd met ons spandeer. Dis jou gameplan vir 2026, want dan gaan jy staande bly. Ek wil nou die skip land met my laaste slide. Gebed plus Bybel lees is gelyk aan 'n gameplan. Dis wat vir jou kragtige 2026 gaan gee. Gaan nie oor die ete nie, gaan nie oor ek gaan hardloop nie. Ek hoop jy gaan jou bedoeling maak wat jy wil maak. Jy kan by my kan spandeer, ek het nie 'n korttermyn versekeringsplan nie, ek het 'n langtermyn plan. Jy gaan in die koninkryk by my kom belê. Jy gaan iets terugkry wat geen ander ou vir jou daai tyd kan gee nie. Maar as daar vanoggend iets is wat ek wil hê met vassteek by jou, is dit hierdie gameplan. Spandeer tyd met God, bid, vra, lees jou Bybel. Hy gaan jou antwoord, ek beloof jou dit. Dis partykeer ongelooflik hoe direk die Here jou kan antwoord in die Bybel uit. Dat jy terugsit en sê, hoe was dit moontlik dat dit hier gestaan het? Ek het hierdie ding al van cover tot cover gelees, ek het nog nooit raak gelees nie. Maar hy gaan jou antwoord. Jy moet in die tyd in sy naam. Ek hoop jy het iets gebeur vanmôre. Ons gaan net so eers sit, ek sal bid na die nagmaal. En ek wil iets behandel rondom die nagmaal. En wat partykeer voel dit vir net ons lees nie deur hierdie goed. En ons gaan sit nie regtig stil en dink 'n bietjie daaroor nie. En as ek klaar gesels het, wil ek hier met ons groepies by mekaar kom en die nagmaal saam gebruik en vir mekaar bid en vir mekaar bemoedig. En dan sal ek afsluit met 'n gebed. Nou, ek weet baie ouens is lief vir die 1953 vertaling. Koop nog vir die 2020 Afrikaanse vertaling. Dis die mees akkuraatste uit die oorspronklike geskrifte wat nou bestaan. Selfs meer akkuraat as die 53. En ek lees vanoggend vir jou 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26 daai en is hier waar Paulus met die gemeente van Korinthe gesels en hy hulle vertel oor die nagmaal. En hy kom en hy sê die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê. En ek wil daar ophou. Ons doen dit verkeerd. Hier was 'n maaltyd gewees. Hier was 'n saamkuier. Hier was 'n deel. Ek glo nogal in die akroniem van BLESS. Begin to pray for one another. Listen to one another. Eat with one another. Serve one another. And share your stories with one another. Die nagmaal moet eintlik 'n ete wees.
Ons moet eintlik op 'n dag soos hierdie een keer 'n maand sê, hey, bring hy skaapbout, ons sal hom vir jou opeet. En ons kuier saam as 'n familie. Ons praat altyd ons is 'n familie, maar ek sien nie daai familie nie. En dan gedurende daai maaltyd moet ons eintlik die nagmaal bedien. En saam kuier en sê, wat het die Here vir jou gedoen? Kom ek vertel jou wat het die Here vir my gedoen? Dan stig ons mekaar. Dan loof ons die Here. Dis waaroor die nagmaal gaan, want hy gaan verder, hy sê, dit is my liggaam ter wille van die Here. Doen dit om my in herinnering te bring. Hoe bring jy iemand in herinnering? Jy share. Ons mis hierdie. Hy gaan aan, hy sê, so ook met die beker na ete, met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Ons het al nie vir mekaar wat die nuwe verbond is nie. As ons mekaar vertel het wat die nuwe verbond is, het ons nie vandag mense gehad wat die wet weer wil onderhou nie. Het ons nie mense gehad wat terugdraai na Joodse beginsels toe nie. Wat is hulle besig om te doen? Hulle speel die gameplan van die duiwel. Hulle gaan Jesus misken. Ons kyk na die valse kerk, dan sê ons, nee, hier is wat prosperity preek, is die valse kerk. Ek sê vandag weer dat die ouens wat terugdraai na die wet toe is die valse kerk. En hulle gaan opstaan en ons gaan dink, hierdie ouens is fantasties, want hulle dien tog die Here so goed, hulle offer op. Maar hulle misken die bloed van Jesus, want hy het die prys betaal. Wanneer God my sien hy nie meer 'n sondige Johan nie. Hy sien 'n kind. En dit steek die bloed van Jesus. Hy gaan verder, hy sê, doen dit so dikwels as wat julle daagliks drink, om my in herinnering te bring. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Mense, nagmaal is nie een keer 'n maand hier binne nie. Nagmaal kan by elke ete van jou gebeur. Ons gaan 'n besigheidsontbyt hê as die man nou kom. Ek weet nie waar almal gaan praat nie, maar ek is een van die sprekers, want ek het 'n boek geskryf oor entrepreneurskap. Maar ek werk nou al 'n storie vir daai oggend. En dit gaan daaroor dat ons het vergeet om alles in gebed te begin. Ons het vergeet om af te sluit met gebed. Ons het vergeet om die nagmaal te bring, tydig en ontydig. Wanneer ons 'n besigheidsontmoet meeting het of wanneer ons met mense gaan uit eet en ons hou die nagmaal, wat beter geleentheid het jy om die bloed van Jesus te vertel? Maar wat wil die wêreld sê? Dis ons probleem. Ons worry meer oor die wêreld as oor die ewige lewe. Daarom asseblief, moenie dat die nagmaal eenmal 'n maand met jou gebeur hier nie. Dis nie reg nie. Al doen jy dit net elke aand. Al doen jy dit miskien een keer 'n week met jou gesin, as jy daar by mekaar kom. Maar doen dit asseblief. En vertel die storie. Dis belangrik. Dis hoe ons Jesus se naam uitdra. Dis hoe ons teen die gameplan van die duiwel werk. Dis ons gameplan vir 2016.